Goeiemôre, ek hoop dit gaan met jou fantasties. Hoorie, welkom hier by Inspireer. Dankie dat jy hierdie week saam met ons kuier en ons gesels hierdie week, dalk weet jy nie, gesels ons oor die tema, hoe spandeer ons tyd? En is ek te besig vir die Here of spandeer ek my tyd effektief saam met hom? En dis die tema van hierdie week se boodskap is ons te besig, is ons so besig tot so 'n mate dat ons nie by die Here uitkom nie, dat ons nie tyd met hom spandeer nie. En vanoggend wil ek jou vra, soek jy nog die Here? Dit klink dalk nou vir jou soos 'n snaakse vraag, maar soek jy nog die Here? Ek het in die week soek ek na bossleutels. En ek kan nie uit my huis uitkom sonder hierdie bossleutels nie. En ek nou het ek die ding iewers gesit en hoe langer ek om soek op water raak ek vir myself, want daar's 'n hakkie. En ek weet daar's 'n hakkie en as hy op die hakkie is, dan weet ek waar hy is, maar nou is hy nie op die hakkie nie. En ek kan van niemand kwaad wees nie behalwe vir myself, want ek het hom nou iewers gesit. En eventueel toe kry ek hom onder die papiersak waar die 60-60 aflewering in kom. Dan voel hy nie so bright nie. Maar soek ek en jy na Christus tot ons hom ervaar, tot ons hom beleef en tot ons hom hoor praat in ons lewe. Soek ek en jy hom nog in alles en in almal. Is my oë en my denkwyse en my hart so ingestel dat ek aktief besig is om na hom te soek. Sien ek hom nog in die natuur, sien ek hom in die mooi gebare van mense om my, sien ek hom nog in glimlagte. Soek ek nog na die Here, of is ek so gejaag dat ek hom nie soek nie? Soek ek hom in my eie lewe, soek ek hom in my gesin? Is ek op soek na hom wanneer ek op die pad is? Is ek op soek na hom voordat ek in 'n besige vergadering ingaan? Soek ek na die Here? En is hy, ek wil sê soos daai sleutel, ek kan nie uit die huis uit gaan nie, maar ek wil vir jou sê, ek sit in 'n tronk wanneer ek hom nie het nie, want hy is die sleutel tot die lewe. En soek ek hom tot en met die oomblik wat ek hom gekry het en sê, ek sal nie ophou soek nie. Ek sal nie ophou soek nie. Laat my dink aan die uitstorting van die Gees. Christus sê vir soveel van hulle, gaan wag, en net 120, minder as die helfte van die mense, gaan bokkamer toe en hulle gaan wag, en hulle het hierdie belewenis, maar daai mense het 'n keuse gemaak, gesê, ons soek die Heilige Gees, ons sal nie hierdie plek verlaat, tot ons hom beleef nie, tot ons hom ervaar, tot ons 'n persoonlike ervaring met hom het nie. Soek ek en jy vandag na Christus? Dis my enigste begeerte vandag vir jou, is dat jy hom sal soek. Soek hom en jy sal hom vind. Hy sê dit, hy sê nader jou tot my, ek nader jou tot my, soek en jy sal vind. Wanneer ek en jy na hom soek, dan begin ons hom raak sien op die mooiste plekke, soms op onverwagte plekke, mense wat jy dit nie van verwag nie. Ek onthou laas jaar het ek dit doen gekry met 'n man wat deurtrek is met tattoos. Ek het nie issue met tattoos nie, pla my glad nie, met oorbelle en toe ek die ou sien, dan dink ek, joh, meeste ouens sal nie, en weet jy, wat 'n amazing persoon, wat 'n wonderlike mens, mens wat vir ons goed was, 'n mens wat vir ons goed gedoen het en wat ek glo wat die Here ken en hom beleef. Soek ek en jy nog die mooi? Want hier is die ding, Christus soek dit in my en jou. Hy hou nooit op na ons soek nie. Die Pa wag tot ons terugkeer huis toe. Hy staan met oop arms. Hy hou nooit op om ons te soek nie. Ek het gister met jou gedeel in Openbaring 3:20 wat hy sê, ek staan met die deur en klop. Hy soek gemeenskap met jou. Hy soek 'n vriendskap met my en jou. Hy soek dat ek en jy hom sal ken op die mees intieme wyse wat ons kan. Hy het nooit op 'n soek na my en jou nie. Kan ek en jy vandag jouself te doen? Kan ons hom weer soek met alles in ons? Mag die Here jou seën, maar meer as dit, mag jy hom beleef, nie net tydelik nie, maar ewig. Jy moet 'n lekker dag hê. Sien jou môre. Totsiens.